Daar sê, goeiemôre, ekskuus, ek het nog staan en speel daar agter. My sussie is in Hong Kong. Toe moes ek nou net eers vir haar foto stuur toe ek in Hong Kong was met die Koemethy. Kyk julle nie fliks nie. Nou Jean-Claude Van Damme in Bloodsport het vir die Koemethy ingeskryf, as jy nie geweet het nie. 1988 die movie, ek weet nie, enige laaitie wat sy sout werk, dus het Bloodsport gekyk. Nee? Wat hy in Hong Kong sy split oefeninge doen, toe moes ek net vir my sussie 'n foto van my stuur. Die lewe moet humor in hy hoor, dis 'n bietjie lag. Ja, ek was nooit werklik in Hong Kong nie, dis een van die laaste plekke waartoe ek wil gaan. Alright, dit sê die Here my so te stuur. Vader, dankie, ek loof en ek prys die naam vanoggend, dankie vir vanoggend se aanbieding, en dankie vir die groep vrouens wat hier by mekaar kom in hierdie gemeente, en oor gemeentes heen, en dan ook vir die mans wat vanoggend by mekaar gekom het. Dankie dat u besig is om ons mans op te rig, en soos die vrouens, en die huwelike, en die mense wat bid vir huwelike, en verhoudings. Dankie Vader, ons loof, en ons prys die naam. Amen. Ons moet versigtig wees hier bid, nou sluit jy iemand uit, ne? Mense is baie sensitief, maar ons moet, hierso waar ons gedisipel word, ne? Moet een van die eerste dinge wat ons wen wees, selfbejammering. Nee? 'n disipel van Jesus kan homself nie jammer kry nie. Want het raak taf daar buitekant. Nee? Pity party. Ons almal is lief daarvoor, ek ook. Ek kan myself ook lekker wip en myself jammer kry. So ek praat het ondervinding uit. Jakobus, lekker boek, en soos ons sê, sy Hebreëse naam is Jakob. En met die eerste lesing gaan terug na die PDF toe, gaan nie vanoggend daar nie, het ek het op, ek gaan gou kyk. Ek het nou oulik geraak, toe ek nou 'n nuwe goed ontdek, so ek gee nou 'n rooi agtergrond, maar met ons beeld hier is dit nou nie so goed nie. Wanneer ons nou enige stage het en ons het regte beligting, sal ons kamerawerk ook beter wees. Julle sien ongelukkig, daai short ons uitgestuur het, lyk of ek klaar gerapture is, nog het my lyf is hier onder. Maar, ons werk daaraan, okay? Ons gaan nou nie meer inzoom met ons kamera nie. Okay. Okay, inleiding, Jakobus 1 vers 1, ek gaan net vir ons so vinnige agtergrond weer gee, en ek wil hopelik oor Jakobus, ons gaan vandag Jakobus 2 net tot in die helfte doen, die eerste helfte, en dan gaan ons die tweede helfte doen. Alright, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, geskryf deur Jakob, Hosea 12 vers 3 en 4, die Here het ook 'n twis met Juda, en hy sal oor Jakob besoeking doen, volgens sy weë hom vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. So, om met God geworstel, het God mos Jakob se heupotjie uitgeslaan, en al daai tipe goed. So dit is 'n algemene naam gewees onder die Jode, Jakob, soos wat dit in Afrikaans vandag is, Johan, Paul, Afrikaanse name. Alright, algemene name. So hoekom my naam, as jy dit nie geweet nie, sê ek het nou allemaal vir altyd, hoekom is dit J.G. Leroux? Ek is eintlik J.G. Leroux, maar my bynaam is JC. Ek was nooit deur my maale JC genoem nie, ek is Johan. Dis my naam eintlik. Dis my maale, dis my vrou se vreemd. As my maale kuier, Johan, wil jy koffie hê? En as my tanjele kom kuier, Johantjie. Jy weet daai. Maar ja, so JC is 'n bynaam, want op die eenheid het ek gewerk, het is elke tweede ou Johan. So algemeen was die naam dan nou Jakob, James, wat die Engelse dit dan nou genoem het, Jakob, eintlik. Alright, die onderkruiper, hakskeen-gryper, of die een wat pootjie, en dit as jy nou bykie baie geskiedenis doen oor hierdie Jakobus spesifiek, het hy dit eintlik gedoen met sy broer, Jesus, halfbroer. Nee? Hulle was nie vir Jesus nie, eers na die kruisiging, en na die kruisiging het hy radikaal opgestaan vir die Here. En soos ek mos gesê het, ek sal nou, as ek myself voorstel in die kerk, en ek was halfbroer van Jesus, sou ek nie gesê het, Jakobus se diensknegt, ek sou gesê, Jakobus se diensknegt en halfbroer, onthou nou net. Nee, halfbroer van Jesus. Alright, ek meen, dat ouens se ministry, soos George Stallman, net omdat hy saam met Smith Wigglesworth bedien het vir 8 jaar, het dit vir my bediening oopgemaak in Amerika, wat baie goed was, wat hy die hele Amerika deurgaan het in die 70s en 80s, en die verhale vertel het van Smith Wigglesworth, nee, wat hy saam met hom bedien het. Ok, goed, daar is Jakobus in Grieks, Jakobos in Grieks, Jaak in Afrikaans, in Frans,
Iago in Italiaans, Diego in Spaans, Jacob in Hebreeus, James in Engels. Alright, good. Jakobus in die Nuwe Testament, daar het ons moes gekyk, daar is 4 Jakobusse, en die Jakobus, wat ons reken in die boek geskryf het, is die Jakobus wat die halfbroer is van Jesus, soos Judas, maar daar was 4 broers die Bybel van praat, en dan 'n sussie of 2, uit die bloedlyn van Josef dan nou, né? Okay, goed. Wanneer ons nou Matteus gaan doen, tweede kwartaal gaan ons Matteus doen, gaan ek Matteus hoofstuk 1 doen, dis oor die stamname, nee, is baie interessant, as jy daai verstaan, dis nie van hier daar aangeskryf, en die dink is dalk vet boring, maar eintlik is dit daar 'n baie groot geheim daarin. Soos wat ek en Elsie nou ons navorsing doen met die boek Ester, beteken die naam Ester, something is hidden. Want die boek Ester is die enigste boek in die Bybel waar God se naam nie eens in is nie. Nee. Interessant, nou hoekom baie mense reken hy boek nie eens daar inwees nie. Martin Luther byvoorbeeld het gesê die boek Ester moet nie eens in die Bybel wees nie. Nee. Okay. Maar it was something hidden, en ons gaan, as jy nou eendag by daai studie uitkom, dan gaan ons dit nou sien. Elsie berei dit nou voor vir die damegroepie studente wat daar na ons toe kom. Hulle is nou moeg om my te luister. Okay, ek spot nou sommer. Okay, daar is ons alles van hom. Julle kan ek sê net so 'n vinnige background. Wat gaan nou hier aan? Daar sê dit nou so oulik geraakie. Kyk hoe oulik raak ek, en dis nie eintlik wat ek wil hê nie. So diensknegt beteken doulos, 'n slave or 'n bond, servant, ek moet nog hy regmaak, servant. Hy's 'n servant. Okay? Slegs diensknegte of slawe noem. Ek het nou iets uitgesny, so ekskuus julle. Ek het nou so oulik geraak dat hy hom nou so sleg uitsny. Maar julle het die original slide. Okay. Good. Kom sê gou iets wat sê, beide Jesus se halfbroers van Jesus Christus broer van jou, okay, en dis hoe hulle self genoem, is eintlik al wat ek kan sê. Jakobus se tema, 'n lewende geloof, dis waar die boek jou, 'n lewende geloof, 'n bewys van 'n regverdige leefstyl en 'n goddelike gedrag, dis die ding wat ons moet verstaan. Jy moet nie melk, as jy op melk is, gaan jy gegooi word. Paulus sê dan, ons word uit genade gered, en Jakobus sê, ons moet werk. Ja, jy is uit genade gered, niks gaan nie. Paulus sê dit, maar nou dat jy gered is, dra die vrug wat by die redding pas. Dis eintlik in basies plat Afrikaans net dit. Jy kan nie bly waar jy was nie. Ek's 'n Christen. Jy ryk en lyk net soos die wêreld. Pas op. Jy sal mense ken aan hulle vrugte. Daar's baie mense wat hulle Christene noem, en mense sal doodmaak, vir kleur. Maar noem hulle self Christene. Dis taaf. Nee. Dis nie wat ons kan doen nie. As jy 'n Christen is, moet jy die vrug dra wat by die bekering pas. Ons moet meer soos Jesus word. Ons sal nooit Jesus wees nie. Dis wat Christen beteken. Klein Christus. Soos Christus. Jy moet probeer word soos Christus. Alright. As 'n groot verskil tussen soos en is. Meeste mense wat gegooi word deur wat ek nou sê is, Jesus het bloed gesweet, nee, dit was soos bloed. Lees jou Bybel. Nee? Okay, soos 'n duif. Nie 'n duif nie, daar het nie 'n duif op hom kom sit nie. Dit was soos 'n duif. Hoe dit gelyk het, weet ek nie, maar soos ek altyd vir mense verduidelik, ek het nou baie ninja movies gekyk het, as 'n ninja daai ding gooi, dan verdwyn hy mos, dan land hy so op die grond. So grasieus. Het jy al gesien? 'n ninja land grasieus. Alright, en dan gooi sy ster. Okay, en ek glo, die Heilige Gees het soos 'n duif, het jy al gesien hoe land 'n duif? Baie mooi, grasieus, en hy het soos 'n duif op Jesus gekom, soos 'n duif. Okay, baie interessant. Nie doktrine, kan ek nou daai spelfout regmaak, nie doktrine nie, maar eerder praktiese Christelike etiek, luister hierso, wat my kwaad maak, is ouens is solid in die doktrine, maar jy sien dit nie in sy lewe nie. Ek gee nie om of jy 'n professor met 6 doktersgrade het nie. As jy nie mense kan reg behandel nie, sorry, wat soek jy met die Christelike geloof? Want die Christelike geloof gaan saam met attitude. Nie hierdie attitude, Anno Domini Party Sancti attitude nie, dis nie die attitude wat jy moet doen nie. Jy moet die Jesus attitude hê. Paulus het daai attitude gehad. Hy was 'n leier van leiers. Hy was een van die slimste ouens wat ek dink ooit bestaan het in teologie. Want hy het die boek Romeine geskryf.
Selfs Petrus sê, hier is moeilik om van sy goed te verstaan. En hy was so geliefd deur mense, en die wat die saam ons die Handelinge reeks gedoen het, toe hy vir die elders van Efese tot sien sê, het hulle gehuil en hom drukkies gegee, en wou net gehad dat hy met bly. Soos Jesus. Hy sê self, volg my soos ek Jesus volg. Van hoeveel mense kan mens dit sê? Van nou sê daar is leiers, en ek het hierdie week vir iemand, ek gaan niemand sy name ooit in hierdie kerk noem nie, want wie is ek om te judge? God judge. Na ou geluister het gesê, op hierdie platform word die man geëer, en deur die man se verering sal ons God eer. Dis uit die put van die hel uit. Net God word geëer, en ons gaan vandag daarna kyk. Your countenance must shine upon him, not on a man. God will put his countenance on a man. Ja, ek sal nog steeds nie die man vereer nie. Ons vereer Jesus Christus. Geen mens nie. Nou volgende woensdag praat ons oor leierskap. Yes, God het leiers ingestel. En daarvoor kom jou karakter dan nou uit. Het jy respek vir dit? Nie goddelike verering nie. Alright. So, mens moet dit kyk. Ek sê my spelfoute moet regmaak hier. Hoofstuk 1 indeling, hoofstuk 1, ons het gepraat oor oorwinnende geloof, geloof wat oorwin, weet as jy in die geloof gaan stap, weet as jy nou hierdie 4 stappe van die basiese doktrine van gedoen het van, ek bekeer my na God, ek neem Jesus Christus en ek word gedoop in die Heilige Gees, weet jy gaan aangeval word, weet jy gaan deur tough times a lying head, but good times with Jesus. Nee? Alright. Ek luister vanoggend, ek het nooit geweet, in Perry Stone, wie ken hom? Ja, nou wil ek er maar luister, hoor. Ek het nooit geweet, jy het nooit eens gesê nie, tensy ek het nou nie genoeg geluister het, nie, maar hy het 'n worsteling met sy een seun, wat 20 jaar amper, gesukkel het met dwelms en drank. En nou bedien hy saam met sy pa, en hy het 'n boek saam met sy pa geskryf. Jou kinders word tot aangeval, as jy vir die Here opstaan. Here, daar's beloftes vir my kinders, maar ek sien dit nie. Nee, ons moet bid, ons moet aanhou, God het beloof. Nee? Ok, en ek sien dit in my eie kinders lewe, wat hulle moes deurgaan al. Jy weet, om die Here my na 'n plek te stuur met die kindertjies volg, en hulle kry swaar. Nee? Dis maar deel van groot word. Ons almal. Good. Oorwinnende geloof, geloof wat oorwin, hoofstuk 2, gaan ons manifesteerbare geloof nou oor praat, en dan waarneembare geloof, hoofstuk 3, beheerbare en energieke geloof, hoofstuk 4, onderdanige geloof, hoofstuk 5, geduldig en wagtende geloof. As mens oor leierskap praat en onderdanig wees, beteken dit, as dit wat die Here wil doen in 'n kerk of in 'n gemeenskap, moet hy soos 'n geoliede masjien wees. Moenie goed wees wat teen mekaar beklei nie. Ons gaan vandag praat oor skinder. Dis teen mekaar, dis witchcraft. Jy geweet, witchcraft in die kerk. Skinder is witchcraft. Witchcraft. Jy spreek vloeke uit. Dis wat jy doen. So, ons moet almal pas op daarvoor. Ons almal is lief vir 'n storie. Ons moet pas op. Alright. Good. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Okay. Die boek behandel eerstens die natuur van ons geloof, tweedens die natuur en karakter van God, derdens die dag-tot-dag gedrag van 'n Christen. Program, geloof is die beginpunt van die Christense wandel in die nuwe lewe saam met Christus. Dade in die lewe van 'n Christen in totale oorgawe omrede die kind van God in Jesus glo. Volwassenheid in die karakter van 'n Christen. Karakter ontwikkel tot volkomenheid en heelheid. Die 3 stappe in ons wandel op aarde, ons weet ons nou, ek sê dit weer, redding, verniet, saved by grace, jy is gered deur genade, dis genade dat ek vandag hier kan staan, genade dat God my kom aanraak het, en my hart kom besny het, en hy het sy gees in my gesit, en my gees gewederbaar, dis genade. Maar nou die rest van my lewe, totdat ek dood gaan, en dis die laaste ene, is glorification, glorie is wanneer ek dood is, dan is ek perfect. Maar op pad soontoe is die heiligmaking proses. En die sanctification road is dis die pad wat ons stap. Dis die pilgrim's progress. Jy is 'n pelgrim. Weet jy wat beteken 'n pelgrim? Jy is net 'n rukkie.
En dis hoekom ons in Openbaring om praat van die aardbewoners, hulle dink hulle is vir altyd hier. Daar word tot vir hulle standbeelde opgerig. Verstaan nie? Is niks seker fout in die standbeeld nie, maar dat is van Andrew Murray standbeeld. So, maar, aan wat ek sê, alright, so, jy is net 'n rukkie, en alles wat jy nou doen in hierdie rukkie, bepaal jou ewigheid. Alright, party van ons, gaan nou doodgaan, en ons gaan weer in sub A sit, wat karakter betref dalk. Jy het ook gedink jou karakter was goed, as jy net aan die 7 kerke en die waarskuwings van kyk, ouens het gedink het hulle doen goed, dus doen het nie so goed nie. Ons gaan vandag oor praat. Ons praat vandag van, moenie mense voortrek nie. En dan dink ons altyd, nee, dis die ou boemelaar wat hier agterin stap, jy weet, ons moet hom dieselfde behandel, hy gebruik nie roll-on en hy stink high heavens hier tussen ons, maar ons moet nou nie ons neuse optrek vir dit nie, dis nie eintlik wat dit beteken nie. Dit ook, ek moet nooit dink ek is beter as iemand, ons weet nie wat se pad het daai persoon gestap nie, ons weet nie, ek judge nie dit nie, maar dit gaan oor veral in leierskap en hoor op in die kerk, waar party mense dink, nee wat, hierdie is nie slim genoeg om saam met my te operate nie. Dis baie gevaarlik en ek sien dit baie in die kerk. Ek sien dit baie tussen denominasies. Een trek sy neus op teen die ander een. Weet jy, die pastoor het net 3 jaar grade, ons het 7 jaar. So wat vir ons grade. Die geweet, die ouens wat die sterkste pastore was net 3 jaar saam met Jesus. Ondervinding, nee. Tel nog baie. Ek het al predikante bedien, ek praat nie teen predikante nie, wat geskei het. Omdat hulle 7 jaar teologie gaan swat het, en hierdie spesifieke denominasie mag jy dan nie gaan bedien as jy nie getroud is nie. Dan word hy en sy vroukie in 'n Wes-Transvaalse dorpie gesit. 24 jaar oud, 25 jaar oud. Onder daardie span ouderlinge. En het skeer 'n huwelik uit mekaar uit. Dis kinders. Ek gee nie om hoeveel jaar jy geswy, toch 'n kind. Ek het gedog ek is iets toe ek 21 was, wie is toch 'n kind? Ek is nou 52, ek is nog steeds nie volwassen nie, vra my vrou. Maar ek het dan al lewensondervinding, ek weet dan al met mense te werk, ek het al gewerk in maatskappye en al die goed. Maar nou 'n 24-jarige laaitie, ek sien nou 'n foto van 'n ouetjie, hy is 21 of 20, is hy een pip luitenant in die bosoorlog, woede. In bevel van 'n span ratels, as jy nie weet nie wat is gevegskarre. Hoe? Daai kind moet op sy voete leer dink op 19, 20. Geen om wat so opleiding jy het, nie, het kom deur ondervinding. En ja, daai spesifieke predikant wat ek bedien het, sy vrou het hom geskei, en hy weet nie of hy meer in God glo nie. Kyk, as so span mense met jou klaar is, nie, sal jy eers nie weet dink of jy in God, jy weet nie of jy meer in God glo nie. En toe kom hy agter, hy glo eintlik nog aan God, en God is nog lief vir hom, en God kan alles regstel. Alright, good. So, dis die pad wat ons stap. Die sonde wat die seerste maak, gaan ek gou mee begin. Skinder, is die sonde wat die seerste maak. Party mense kom net nooit oor dit nie, wat van hulle gesê is, en hoe hulle seer gekry het in die kerk. Ons praat nou van kerkkonteks. Ons praat nou nie van buitekonteks nie, daar is nou net so baie. Wat vir my skaam maak partykeer, is dat mense wat nie in die kerk is nie, in besighede en companies, wat ek self ingewerk het op die myn, he, beter etiket het as Christene. Wat mekaar se beter cover is wat Christene dit doen. Dis hartseer, ne? Waar ons supposed to be met die voorbeeld wees van dit. So, Jakobus 1:26, as iemand onder julle meen, ons het dit nou laasweek gedoen, dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Romeine 1:30, niesdraers, kwaadsprekers, haters van God. Daar, 2 Korintiërs 12:20, want ek vrees dat ek by julle kom, miskien nie sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word, soos julle nie wens nie, dat daar miskien sal wees twis, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekery, niesdraery, verwaandheid. En dis in die eerste kerk al, Jakobus 4:11, ons gaan nog by hom uitkom, broers, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broer en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet, en as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Daar's net een regter.
Weet jy, dit is die ergste van alles, nee? Veral ons wat nou dalk goed kyk van, hierdie ou wys nou vir jou uit, wie is die vals profete? Nee, kyk, in die kerk, hoe dit werk eintlik dan nou. Wanneer 'n mens 'n probleem het met 'n spreker, dan sal leiers, prominente leiers met die persoon gaan praat, soos wat nou daar by Bethel gebeur het. En dan is nou maar houe wat jy vat as kerk, maar jy gaan praat met die persoon en sê, hoorie, wat het jy kwyt geraak? Hoekom glo jy die? Wat sê jy? En dan sorteer dit uit. Maar nou, elke tweede ou is 'n internet warrior. Elke tweede ou te podcast, wat hy nou begin het, want hy gaan vir ouens uitwys wie sleg is. Dis God is die regter. Daar staan daar, lees daar Jakobus 4. God is die regter. Sekerlik moet kerke praat en leiers moet saam praat. As jy oor iets praat, moet daar dan 'n paar leiers wees wat saam praat. As daar iets is in die kerk, dan moet 'n ouderling met die persoon gaan praat, en na as jy hoor die persoon wil nie reggee, met 1 of 2 ouderlinge met die persoon gaan praat. Verstaan jy? Dis hoe dit moet werk eintlik. Maar nou ongelukkig is dit op die internet, YouTube, kan jy enigiets gaan kyk. Jy kan dit indruk, sê maar Andrew Wommack, vir wie ek nou lief is. Dan kan jy ook die ander kant van Andrew Wommack, die ouens wat teen hom praat, gaan kyk. Alright. Enige plek. Die Bybel sê ons ken ten dele, so enige plek is daar foute. As jy hierna toe kom en jy soek foute, gaan jy baie kry. Aircon werk nie, die ligte werk nie altyd nie. So, ek sê maar net op 'n ligter noot. So mens moet pas op. Moenie oordeel voor jy nie die hele storie gehoor het nie. En wat hartseer is van mense, jy sal vriende wees. Dan sê jy by iemand anders hoor van die vriend iets. En as jy klaar jou mind opmaak. Maar as dit jou vriend is, gaan hoor sy storie. Verstaan? Mens moet mekaar in die oë kan kyk en praat. Dit gebeur min, hè? Men, dit raak nou so koöperatief in die kerk, ek ken dit, ek het wel ervaar. Dat mense kantore is langs mekaar, die stuur mekaar e-mails. As jy 'n probleem het, met enigiets wat hier voorgesê word, maak 'n afspraak. Ons kyk mekaar in die oë. Anders gaan ek nie luister nie. Maar dis wat mense doen. Dis wat mense wat respek het vir mekaar, jy het nie bang om te sê wat jy wil sê nie. En jy moet die vrymoedigheid hê. Baie mense het aan my toegekom, jy sê ek nie verstaan wat jy daar sê nie. Dis wat jy moet doen. Dis hoe ons dit moet doen. Dis hoe ons as leierspan mekaar accountable hou. Ons sê vir mekaar. Hoor ek nie lekker gehoor het jy sê daar nie. Wat bedoel jy? Alright, ons moet dit so doen. Alright. Kyk wat sê Leviticus 19:16. Thou shalt not go up and down as a talebearer. Dis in die Ou Testament, wet, nee, onder die Jode. Among thy people, neither shall thou stand against the blood of a so gaan. Proverbs 11:13, daar's klomp. Whoever spreads gossip betrays secrets. Proverbs 18:8. The words of a gossip merrily reveal the wounds of his own soul. Dis gewoonlik so. Mense wat seer het self, like as ander ouens foute maak, dan kan hulle dit nou gaan kolle gooi, baie arme ou ook, want nou voel jy ook net beter, want jou eie wonde en jou eie siel is nog seer. Nee? Alright, die Bybel sê dit, Spreuke 20:19, a blabbermouth will reveal your secrets. Dis hoekom, as mens ouderlinge is in 'n kerk, moet daar nie 'n blabbermouth in wees nie. Jy praat in 'n ouderling vergadering en sulke goeders praat jy oor, hoor hierso, ek is so bly, daai persoon het bekeer, die persoon is in, hulle staan op as hulle, dis, hou daai persoon dop, kyk, môre weet almal by die kar was dit. Verstaan, dat een van die ouderlinge nou gaan uitpraat oor, daar sekere goed, en dis in companies ook so. Jy kan nou nie hier wat die direkteure bespreek, dan gaan praat jy daar, by die sekretaresse wat daar voor by die kom, en vertel jy alles. Woe, laaste tannie vir wie dit moes gesê het. Is nou net voorbeelde wat ek noem. Nie een van ons is daarom so, nee, so, gelukkig. Ok. En hier is my brandprentjie. It takes fuel to have a fire. A fire dies down when you run out of fuel. So quarrels disappear when the gossip ends. Passion sê die beste, as jy spreuke op 'n ander manier wil lees, nee, dieper as ooit, kry jy Passion Translation nou.
Die 53 is so direk vertaal. Jy kan nie eens baie keer agterkom wat hy sê nie. Dis waarom ek gebruik baie keer die 2020 of direkte vertaling wanneer ek Spreuke lees en so. Okay. 26:22, gossip is so delicious, and how we love to swallow it, for slander is easily absorbed into our innermost being. Dit word deel van jou, jy moet pas op, ek luister eendag aan 'n ou, is dit hierdie week wat ek het geluister het, wat hy sê, jy moet pas op wat jy op die internet luister, jy moet vir die Here vra na watter predikers moet jy luister, want as jy heeltyd na ouens gaan luister wat ander afbreek, dit kom in jou in, en dit maak jou siek, want jy is dan aan bitter, hierdie kerk, hoe kan jy ooit weer na 'n kerk toe gaan as jy nou die ouens hoor? Luister, Paulus hulle waarsku al aan Handelinge, wolwe sal met skaapklere inkom. Verstaan? Dis daar. En niemand se teologie, en ek luister na baie ouens wat ek dink, volgens my humble opinion, is sterk. Ouens al 50 jaar bedien. Maar dat ek nou groot geword onder die ou, en nou begin ek hierdie ou luister, dan hoor ek, hy ken nog nie die ou se stukkie nie. Maak nie saak hoe slim jy is nie. Jy gaan nooit alles ken nie. En as jy karakter het wat mature begin raak, kan jy by almal leer. By almal. En as dit nie die houding van die kerk wil wees. Kyk, ons moet praat as iemand sê, ja, maar Jesus Christus, dit was nie 'n fisiese opstanding nie, dan het ons nou 'n probleem, né? Alright. Maar baie goed, soos wegraping, mark of the beast, dis peripherale godsdiens. Verstaan jy? Dit is belangrik dat ons moet weet, hier kom 'n einde. Wanneer, hoe ek sê altyd op Openbaring kampe, ek bid ons is reg is voor die tyd. Maar boetie kom kyk as ons in die middel weggevat word, dan gaan ons dan geskit word, nee. Maar ek glo ons word in die binne, maar ek gaan nou nie met iemand beklei, ek het nou aan Ken Hovind gekyk, hy was al die jare pre-trip, nou sy mid-trip ou en hier sy skrifte, en ek luister nog steeds na hom. Nee, ek luister nie meer na hom, hy is 'n mid-tripper. Dan mis ek alles wat hy my wil leer oor evolusie en teen evolusie. Hy was in die tronk, het jy gehoor, hoekom was hy in die tronk? Ja, mens moet gaan luister. Ek vertel sy hele storie. As jy daai teaching wil hê, hy ding wil hê, kan ek het vir Lisa stuur, het jy het jou al kans gehad om te luister? Ja, hy is lang, hy is 2 ure, maar is baie goed, hulle vra hom reguit, dan sit almal aan huil, as hulle hoor wat hierdie oom deurgegaan het, alles vir die evangelie. Alright, en nou hoor ons, nee, hy is toegesluit vir tax evasion, hy is nie vir tax evasion toegesluit geweest nie. En in dit, 9 jaar, nee, sy vrou het mal geraak in 9 jaar. Sy hulle albei wetenskaponderwysers, sluit die FBI hulle toe. Want hulle praat, en die ou wat hom toegesluit het, die landros of die advokaat, hy is gevang met 'n 5-jarige seentjie, toe pleeg hy selfmoord. So, ou moet weet, daar is groot goed, as jy gaan opstaan vir die Here, nee, gaan jy geslander word, nee. Maar, as mense sê hulle is Christen, hulle sê, glo nie in die fisiese opstanding van Christus nie, of hulle, dis maar as ouens en denominasies wat ek jou sal noem, wat boeke skryf oor dat Maria was verkragt deur 'n Romeinse soldaat, en die kind wat toe nou gebore is, Jesus, het nooit 'n pa figuur gehad nie, toe word God sy pa figuur, dis uit die put van die hel uit. Alright, daaroor gee ek nie om die slander, blaspheme. Ek volg so 'n groep op Facebook, wat hierdie ou navorsing doen, oor mense wat gemartel is, en kyk, as jy wil op dit ingaan, moet jy jou era kies. En die era wat hy gekies het, is toe Engeland oorgegaan het, hulle was eers begin so half protestants, en toe raak het weer katholiek. En toe die mense wat daar gevang is, wat nie nagmaal gebruik soos 'n katholiek nie, hulle is gebrand op die brandstapel. Nee, en hulle stories, dis baie interessant. Mense is gebrand oor nagmaal. Nee, hulle is gesterf. Laaste toe gelees van 'n visserman in Wallis. Hy kon nie lees nie. Hy kon nie genoeg stories hoor oor Jesus nie. Dit was die eerste keer wat hy het in Engels hoor. En hy word weergebore. Op stories wat hy gehoor het van Jesus, wat mense hierdie beweging protestante vir hom geleer het. En hy het begin toe Jesus te verkondig, hy kan nie eens lees nie. En toe kom die nuwe koningin in. Kan nie onthou wie dit was nie. En sy maak alles weer katholiek.
en toe, almal wat teen het praat, repent, of tronk toe, en dan van die tronk af brandstapel. En duisende mense is verbrand, op brandstapels. Oor nagmaal, onder andere. Ok, good. Jesus is ons voorbeeld, Johannes 8:7, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. So dis maar vir ons altyd 'n voorbeeld, né? Alright. Goed, ons moet Jesus reg verteenwoordig. Ons moet Jesus reg verteenwoordig. As daar iets fout is, wanneer iemand preek of iets sê, glo my, baie keer ek ook in my lewe, as ek so aan 'n rol is, né, dan weet ek, as ek weer by die huis kom, Elsie gesê, Elsie gaan vir my weer 'n bietjie kom reg help op 'n ding of twee. Maar jy moet teachable wees. Hoorie, ek hoor wat jy daar sê, maar dit is so bietjie kras, maar okay, dan let ek op, né, dan raak ons sagter, ons raak beter net soos dit gaan. Die mense wat my gehoor preek in 2009 weet, my Afrikaans is baie beter as 2009 nou in 2026. En die manier wat ek praat en waaroor ek praat, is beter. Dis hoe lang ek al preek, van 2009 af. Ja, awesome is dit nie. Good, hoofstuk 2. Hier begin ons nou eers. Daar ander was net verniet, julle kry dit verniet. Ons het 'n halfuur om deur die hele hoofstuk, gelukkig net die helfte van hoofstuk 2 te praat. Manifesteerbare geloof, Jakobus 2 vers 1. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Jakobus, die halfbroer van Jesus, is ek self van mening, dat hy baie meer autoriteit het om te praat oor die goddelikheid van Jesus, as enige ander teoloog, want hy het saam met Jesus groot geword. Hy noem Jesus Here, Jesus die Christus. Daar's vir jou die hele goddelikheid van Jesus in. Sy halfbroer wat saam met hom groot geword het, wat hy 30 jaar sonder miracles, moenie die apokriewe boeke lees, he. Want die apokriewe boeke sê vir jou, hy het al van 2 af, nee. Sy wonderwerk eers begin, sê die Bybel, toe hy gedoop is in die Jordaan. Voordat het hy nie die gees van God in hom gehad om wonderwerke te doen, hy was dalk 'n goeie persoon en 'n goeie skoolleitie, ons weet nie. Maar eers toe die gees, dit skiet alle ander boeke uit die water uit, hoor. Of anders is ons, is Matteus, Markus, Lukas en Johannes verkeerd. Maar nou nie Johannes nie, want dit word nie daarin gesê nie, onthou julle. Maar Matteus, Markus en Lukas. En van daar af het die wonderwerke begin. He walked in miracles. Van die Jordaan af. Alright, en hierso word hy 30 jaar saam met Jesus groot. Hy mock Jesus actually in die 3 jaar wat hy bedien. En na dit, na Pentecost, na Handelinge 2, sê hierdie man, Here Jesus die Christus. Wow, net daar, moet nie verby dit lees nie, hoor. Daai wys jou wie is jou God. Hy is Here Jesus die Christus. Hy is die Here, hy is God. Nie met aanneming van die persoon nie. Die hoofstukverdeling tussen Jakobus 1:27, onthou, wat is die vers van 1:27? Wie kan onthou? Reine en onbesmette godsdienst voor God is dit, om wedes en wedewees in hulle te besoek. 'n Verdrukking te besoek is die Afrikaanse vertaling. Alright. So, daar was nie hoofstukverdeling in die brief nie. Luister, as die Bybel, as jy Jakobus, en as die Bybel was net in briewe, sonder hoofstukverdeling, kon jy dan, gaan jy gesukkel het, om 'n teksversie uit konteks uit net vir jou te vat. Prys die Here dis in. Jy kan 'n teksversie uit konteks uit vir jou vat, want God sê jy mag. Die Bybel is vir jou geskryf. Maar die brief het nie gestop nie. So hy sê, die hoofstukverdeling tussen Jakobus 1:70 en Jakobus 2:1 verbloem die verbinding tussen nie persone voortrek nie en om deur die wêreld besoedel te word. So hy sê, rein en onbesmette godsdienst voor God is dit om mense te help in hulle swaar kry. En joep gaan hy aan met hierdie. Hy het nie gestop nou, wag 'n dag, volgende hoofstuk môre nie. Nee, dis deel van die storie, is in konteks. Alright. Hoe ek en jy optree teenoor mense wys ons wat ons regtig oor God glo. Hoe ons optree teenoor mense. Johannes 1 Johannes 4:20. As iemand sê ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leienaar,
want sy broer wat hy gesien het, hy wat sy broer wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Plain en simpel, jy hoef nie, weet jy wat teken dit in Grieks, presies waar daar staan? Presies waar daar staan. Ek is lief vir die Here, moet jy nou geweer wat sê dominee so en so, jy weet, nou net 'n simpel voorbeeld. Het jy daai rok gesien van daai vrou Sondag? Of wat ook al. Soos ons in die ou kerke gemaak het. Ek kon nie by daai vrou se hoed kyk nie. Dis hoekom ek altyd die liedjie verkeerd gesing het op berge en dale. Ek het gesê oom Dawid dra sandale, want ek kon nooit sien daarvoor nie. Want die hoede was te veel in die kerk. Ek kon nie sien nie. Okay. 1 Johannes 4:21, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broer moet lief hê. Alright, good. Hier is nou so 'n bietjie blurry, maar ek was nie bereid om dit oor te tik nie. Hier het ek gisterand 11 uur gedoen, kan ek julle vertel? Want donderdag, is ek supposed to be, om heel dag aan hierdie te werk. Maar nou, Lisa my vir meetings, ek moes mense doop gister, so, ek was 'n bietjie besig. Bietjie my salaris verdien gister, julle hoor. Okay. Eusebius se weergawe van Jakobus se dood. Eusebius' account of James's martyrdom gives us a vivid example of impartiality. Hy het niemand voorgetrek nie. James was held in such high regard as one who does not respect persons, that when the Jewish authorities in Jerusalem were alarmed by the numbers who were believing in Jesus as the Christ, they appealed to James to make a speech to calm the crowd. When they presented James to the crowd, the speech he gave was hardly what they wanted, for he declared Jesus to be Christ in such strong terms that many became believers then. According to the account in Eusebius, it was this incident that led to James's death. The authorities were so angered by his speech that they cast him to the ground and stoned him to death while he prayed to God to forgive them. Nee, hy het geweet, hier is my laaste speech, laat ons nou maar laat waai. Alright. Ek was toe ek in die onluste eenheid was, al met 'n klip gegooi, dis seer. Imagine, gooi jy heel met klip en jy kan niks teen dit doen nie. Ek kon nou in 'n kasper inspring en die klippe val. Nee, maar nou moet jy maar net daar lê, dat hulle die baksteen op die kop gooi. En dis wreed, jy sal nou nie kinders sien nie. Maar toe ek in die onluste eenheid was, het ek gesien as hulle mense neklis en met klippe doodgooi. Dit is verskriklik hoor. Dit is 'n verskriklike dood. Hy word gebrand en met klippe gegooi. Dan maak hulle seker, dan gooi hulle die hele halwe paving op die ou se kop, om seker te maak hy's dood. Dit is verskriklik wreed. Nee? Die wreedheid in mense. Behandel die ryk man en die arme man dieselfde, Jakobus 2 vers 2. Want as daar in julle vergadering, assembly, sinagoge, daai tyd, 'n man inkom met goue ringe. Net vir jou sê, ringe daai tyd was 'n statussymbool. Mans het tot ringe aan hulle pinkies gedra, en jy kon tot ringe gaan huur, ek het nou nie ingeskryf met my naam, jy kon tot ringe gaan huur, om te wys hoe jy is iets. So, as daar 'n man met 'n goue ring, so dit klink nou vir ons 2000 jaar later, wie? Ou Spiros, hy sal nou so iets dra, maar nie, Jason nie, ek dra nie goue ring. Alright, want as hulle vergadering 'n man inkom met 'n goue ring of tand, aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man in met vuil klere aan, en as jy opsien na hom, wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek sit, en sê vir die arme, sê jylle, gaan sit jy vir ons eerder daar agter, nee? Nee, maar nie agter sit nie, die breeze kom nou aan, kom sit hier voor. Alright. Ringe daardie tyd ook, jy het dit ingesit, 'n tyd, 'n symbool van status, vergadering, assembly, is die sinagoge daai tyd, dit is die kerk, nee? Alright, sinagoge, nou dit nie, dit was Jode hierdie, nee? Wat weergebore geraak het. So, van die sinagoge is seker 'n leeggeloop, soos van hierdie kerke leegloop, en dan het hulle maar daar by mekaar gekom. Alright, goed. Handelinge 10:38, daar julle Petrus, hy het nie gedink daar, dat die Heilige Gees op nie Jode gaan val nie. Daar is hy bietjie in die bek geruk, nee? Gaan lees Handelinge 10 weer. Hy was verstom. Heilige Gees het op die mense ook geval. Daar het hy klaar mense voorgetrek. Hy het gedink het gaan net met die Jode gebeur. Galasiërs 2:11-14 kan jy gaan lees, ons gaan net nie tyd hê nie. Veroordeeld gestaande, Handelinge 15, Jakobus ook, en aan hele vergadering, het hy op die einde gesê,
wat nog weer, Jesus het die muur afgebreek wat tussen die Jood en die Jood was volgens Efesiërs 2:11-22, julle kan dit gaan lees, 1 Korintiërs 1:26, want let op julle roeping broeders, julle is, hierdie is vir my geskryf, weet jy geweet, hierdie skrif het ek gekry daai tyd, hier het my gekry, kyk net nou hoe het ek jou geroep ou JC, jy is nie baie slim na die vlees nie, nie baie magtig nie baie edel nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak. Hoekom? Sodat geen vlees, luister die, geen vlees mag roem nie. Alles wat ek uit God uitkry, alles wat ek doen, kom van God af. Elke liewe talent, elke liewe dingetjie, elke liewe stukkie intellek wat ek kry oor sy woord, diep insig, kom van hom af. Nie omdat ek so oulik is nie. Ek het vir 35 jaar van my lewe, het ek die 6% brein wat ons gebruik het, 0,5% gebruik. Ek het nie omgegee nie. En dieselfde met Petrus, alle ouens. Vissermanne, nooit gedink hulle gaan verby Galilea kom nie. Sien uit die wêreld, die known world then, né? Okay. Goed. Vers 3, opsien. So nou kom jy met die goue ringe aan. Hierdie ou moet ek hier so definitief, ek moet hom eintlik in die ouderlingspan kry. Dit gaan vir ons deure oopmaak. En wie ons in Skotland, wat ook al. Nee? Hey, ek weet hoe baie dink baie van hierdie ouens. Opsien, you have respect in King James. Epiplepo, to gaze at, to look upon, regard, is die mooi woord, countenance. You must not ever lift up your countenance toward man. Dis wat hier staan. Dis baie diep, julle. As God jou lief het, hy sal met sy countenance na jou kyk, maar jy moet met jou, om op te kyk, altyd is om, te. Nou sê, in die taalgebruik wat Jakobus sê, moenie vir die ou met die goue ring, wow, hy kom nou na ons kerk. Wow. Pas op. Met ander woorde, countenance Hebreeus, pane, verwys na die gesig, teenwoordigheid, guns van God, en God se aktiewe betrokkenheid by mense, kan dit ook beteken. Met ander woorde, ek en jy as Christene, kyk so slegs na God. Nie mense of verering van mense nie, dan ons almal ken Numeri 6:22. En die Here het Moses spreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Sien jy, God kan sy aangesig oor ons ook laat skyn. So, dis dieselfde taal gebruik, as wat Jakobus gebruik daar. Opsien. Jy kan dit maklik verloor as jy 53 lees, né? So, ek het na die ander vertalings gekyk, daar was nie een wat dit mooi sê nie, jy moet na die Grieks toe gaan. Dan sê, jy moet nie met kyk. Kom ek noem maar net 'n voorbeeld van iemand, Rita McPherson kom hier preek. Ons behandel haar met respek, sy bedien goed, en as sy kom, gaan ons lekker saam daar kuier, saam met haar, maar ons het nie, vir haar, maar met haar, verstaan nie, handtekeninge, nee, dit werk nie so in die kerk nie, hoor, dit moet nooit so in die kerk werk nie. Een keer het hy ou dit met Andrew Womack gedoen, en hy ou kom na hom toe en sê vir hom, ek kan nie glo, ek kom met jou nie, ek wil sommer op die vloer val en jou boetse soen, hy sê, jy moet regkom en bevryding kry, John. As jy weet wie ek is, vra my vrou, jy sal nie my skoene soen nie. 'n mens is 'n mens, julle. Alright, good. 1 Korintiërs 1:10, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, en dat daar geen skering onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is nou 1 Korintiërs 12, slawe of vry manne, en ons is almal van een gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid, maar baie. So in die kerk is ons onder een gees. Ons almal lyk anders, ons almal praat anders, ons dink anders, maar ons is onder een gees. En niks moet skeringe in dit bring nie.
Daar moet nie verdeeldheid wees nie. Paulus sê dit self met die instelling van die nagmaal. Pas op, ek lees van skeringe onder julle, want hierdie klomp sit daar en hoelieskos eet en hierdie ouens eet sop. Dis min of meer wat hy sê daar. Want daai mense kan nie die hoelieskos bekostig nie, nou daai ouens daar. Maar wat ek toe nou gedoen het om daai skeringe te breek en toe weet, kyk as ons so ete saam gehou het, nee. Kyk, daar's mense wat lekker kos gebring het. Ek het maar na elke tafel toe my bord volgeskep, maar ek spot sommer. Galasiërs 3:28, hoor hierso. Hier wil ek vir die vrouens nou sê. Hier wil ek vir die ouens sê wat teen vrouens is wat preek. Daar is nie meer Jood nie, of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vrye man nie, daar is nie meer man en vrou nie. Wat beteken dit? Want julle is almal een in Christus Jesus. Dis hoekom 1 Petrus 3 vers 7 sê, ons moet hulle, die vrouens, as die swakkere in hierdie body, met respect behandel. Want ons is mede-erfgename. Want die dag as jy doodgaan, is jy nie meer man of vrou net, jy het geweet. Ons is dan soos die engele, Matteus 22:28, gaan lees gerus. Hy sê vir hulle daar, Matteus 28:28, dis hoekom julle dwaal, want julle ken nie die skrif en ook die krag van God nie. Het jy geweet, dat wanneer ons in die hemel is ons soos die engele, nie engele nie, soos die engele. Engele is geslagloos. So, op hierdie aarde, is jou gees en siel in 'n vrou se lyf, myne in 'n man se, maar ons is mede-erfgename, ons is dieselfde in gees. Wanneer ons dood gaan, daar sit ouma Martie. Nee, het gaan nie so wees nie. Jy gaan weet, dis Martie waar daar sit, maar jy gaan nie ouma wees. Of waar naam gaan ook nie meer Martie wees, want die Bybel sê, as jy die 7 briewe lees, jy kry 'n nuwe naam. 'n naam nou net wat God en jy ken. Maar daar gaan 'n knowing wees. So op hierdie aarde, die vrouens sal die mans eerbiedig. Hulle het nie 'n voice aan die tafel van God nie. Daai godsdiens. Waar? Hey, as jy goed nou dag saam met my was, het ons gelees daar in Handelinge, wie was by daai party toe almal dronk was, of gelyk het of hulle dronk was, toe die doop met die Heilige Gees plaasvind onder 120, en Maria, Jesus se ma was ook daar. Maar dis ouens wat vrouens traai stil maak, as hulle dit reg kry, is hulle die eerste ouens. Want 'n vrou kon nog nooit stil bly nie. Dit is net so gemaak, om te praat, dis so, 'n vrou moet kan praat, daar moet 'n plek wees vir 'n vrou om te praat. Alright, daar is sekere goed, in leierskap en so aan, waar daar sekere besluite moet tydkeer gemaak word, waar emosies nie moet inkom nie. Verstaan nie? En dis hoekom dan nou op so ouderlingsspan altyd beter gewerk het dalk, as daar mans by is, maar vrouens se voice is voices of reason. Nee. So as jy deel van dit wil wees, dan moet jy ook die verantwoordelikheid van dit dra en die hartseer van dit dra. Jy kan nie dat emosies inkom nie. Want dit is baie keer hartseer in 'n kerk, wanneer mense aangevat moet word, of goed moet gebeur, en dan kom emosies in, dan is dit nie altyd lekker nie. Maar jy het opgeslain by die job. My dogter sê ons altyd, en jy het dit al gedeel hierso, nou dat sy swat, en dit is so moeilik. Sy sê, iewers het daar 'n vrou gedink, 'n vrou moet regte hê, en hier sit ek. So lekker gewees het, met 'n man te ontmoet, en sy kon 'n huisvrou wees. Nee? So, as jy die voorreg het om 'n huisvrou te kan wees, sê vir Here dankie. Nee? As jy nie, en jy moet werk, sê ook vir Here dankie. Alright, good. Jakobus 2:4. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegtinge nie? Vers 5. Luister my geliefde broers. Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet? Luister hier. Hy praat nie net van ouens wat soos boemelaars lyk nie. Sien waarvan hy praat nie. Hy as in die hele konteks hiervan ouens wat volgens jou nou nie slim genoeg is nie. Angus 'n mooi storie hierdie een keer hierdie week wat hy sê. Hy gee sy hart vir die Here in 1979. Hy middag sit by die huis, drink tee en hy stop 'n ou van die dorp by hom. Hy sê, Angus, ek het vanoggend gesien wat gebeur het by die kerk, prys die Here. Hy's elektriesien. En hy sê vir hom, luister jy, gaan vertel dit vir die eerste 3 mense, wat jy ontmoet môre, dat jy jou lewe vir Here gee. Oom Angus se lewe het verander. Die Here gebruik enigiemand.
Enigiemand. Hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. En hy vat 'n plaasboer wat sukkel om aartappels te plant. En kyk waar is hy oom vandag. En baie mense, hy's 'n leuke prediker en hy's dit. Daar was nog nooit in enige ou se kerk soveel aanhangers van 'n man en hy wil nie aangehang word nie, maar weet jy hoekom hang hulle hom aan? Weet jy hoekom hang mans hom aan? Want hy voel soos 'n pa en hy's vriendelik. Hy laat niemand dom voel nie. Moet nooit mense laat dom voel nie. Mag dit nie doen nie, want jy is self dom. Is so. Ons is nie baie slim nie, ek het nou net die skrif julle gewys. As jy die dag deur die Here aangeraak word, en die Here gebruik jou wherever, sê vir hom dankie. Want hy het nie jou intellek nodig nie, dis hoekom hy vissermanne gekies het. Om vir ons te wys, hy het nie 'n mens nodig nie. Want al wat jou slim maak, is die gees van God. Ja, in die wêreld kon jy dalk 'n graad of 6 gekry het, maar jy moet dit neerlê en God sal dit gebruik as jy dit neerlê. Dus hoekom ek mos nou woensdag aan die storie vertel het van die professor, wat toe ook nou in tale wou praat, en toe hy nou sy taal kry, toe sit piep, pop, pap, pap. Baie weird taal, is nie myne wat amper Latyns klink, verbi soterima, dit is nie so, nee, toe, ek spot nou net weer, ek het hulle aand ouer in 'n taal bedoel, ek, hy klink vir my een bietjie na Latyns, in my geval, gesiene man, in elk geval, toe, lang storie kort, toe sê die Here vir die ou, ja, ek het dit gedoen, want daai ou het 4 doktersgrade agter sy naam, of zoiets, en dis hoekom ek vir hom daai taaltjie gegee, toe is dit 'n taal van iewers in 'n land hier in Afrika, wat hy praat. God sal jou wysheid by jou wegvat. Hy sal jou houdingkie by jou weg, as jy hom toelaat. Anders sit met hom. Die grootste downfall van enige mens is trots. Luister jy? Trots sal jou maak dat enige alleen in 'n ouete huis sit. Alleen, met al jou kennis. Niemand kon by jou nie. Ek sê my ou al gesien julle, ek het by ouete huise bedien, is waar God my gebruik het. In Pretoria, saam met Jan Badenhorst. Ek het een keer, ek moet vir julle die storie vertel. Yes, dis 'n mooi storie. 'n Tannie, mooi verouderdom, 85, mooi vrou. Ons moet wel gaan bid in haar kamer, sy is toe nou siek. Toe ek haar inkom, nee, dis net toe sy is 'n ballerina. Die mooiste vrou, kan nie glo nie, daar, alleen. Alleen. Ek kon sien, daar het baie trots aan met daai oudinkie gekom. Sy is alleen daar, kinders kuier nie eens by haar nie, niemand kuier by haar. Alleen, maar die mooi foto's is daar, en die trofees, en al die balletskoentjies het daar gaan. En sy is seker nou al dood, want dit was omtrent 20 jaar terug. Bad, nee? Trots gaan jy gaan alleen wees, want niemand kon by jou nie. Niemand was so mooi soos jy nie. Of wat ook al. Whatever the poison is, in trots. Ok, so, luister my geliefde broeders, het God nie armes, ok, vers 4, Levitikus 19:15, julle mag geen onreg doen in die gereg nie, jy mag vir die geringe nie partydig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie, ons weet dit gaan so in die wêreld, there is no justice. Kyk maar net 1 of 2 Hollywood movies wat oor revenge gaan, dan sien jy, hy het geen justice in die tronk, in die hof gekry nie, en hy gaan nou sommer sy justice, gaan hy uitvoer, nee? Dit is nou net 'n movies, maar dit is so in die wêreld. Dit is so. Alright. Met geregtigheid moet jy jou naaste oordeel. Ons weet, in die 1000 jaar vrederyk gaan God vir ons wys wat's geregtigheid. Maar daar is nie nou geregtigheid nie. In apartheid was daar nie geregtigheid nie, nou is daar ook nie geregtigheid nie. Alright. Dis maar net hoe dit is. Ek en Elsie praat vanoggend, hoe het haar oupa en ouma van haar pa se kant en haar oupa en ouma van haar ma se kant. Het hulle altyd beklei, want die een klomp was NP en die ander klomp was KP. Dit was vurige debatte om 'n Sondagmiddagete. En nou waar is al daai goed, dis nou alles gone. It's gone. It's gone. Alright. Ja, vers 5, die Here, die Here is in die armes se kant. Het jy geweet, die Here is in die armes se kant. En ek praat nou nie van finansiëel arm nie,
Tinus het ons nou die Beatitudes gedoen, arm van gees. Ja, en arm is. Hoekom? Hy het hom verteenwoordig as 'n arme. Jy het geweet. Hy het nie homself en die koninkryk van God verteenwoordig met 'n Lamborghini nie. Blink skoene, pointy shoes met tosseltjies op, nie. Aangekom met 'n perdekoets by die volgende geleentheid waar hy moet preek. Hy het nie so daar aangekom nie. Hy het nie. Dis hoekom ons moet al hoe meer soos Jesus begin word. En die Here gaan dit doen. Hy gaan dit doen. Ek gaan hom nou vir jou wys. Ja, dis by Kapernaum, ja. Maar dit is nie die enigste plek nie, daar is 'n paar plekke wat hulle sulke standbeelde gesit het. Maar Kapernaum is een wat ons ken. Ek het die fotootjie hierna. Ja, hoor gou hierso. Jesus in die kant van die armes, Matteus 8:20, en Jesus het vir hom gesê, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neer. Hy het nie eens 'n huis gehad nie. Hy het nie 'n huis gehad nie, julle. Ten minste kan ons hom bid. Ag Here, asseblief, wil ek net in 'n mooi huis bly. Jy kan dit vir hom bid. Dis nie wat ek sê nie. Alright. Jesus het 'n stater geleen om tempelbelasting te kom betaal. Hy moes geld leen uit 'n vis se mond uit. Hy moes 'n donkie leen vir sy intog in Jerusalem, daar is die skrif. Hy moes 'n vertrek leen vir die laaste maal saam met sy disippels. Hy sterf op 'n ander man se kruis, Barabbas, en dis nie sy kruis gewees nie. Hulle plaas hom in 'n geleende graf. Hy het nie sy eie graf gehad nie. Daar was nie 'n afbop polis hier nie. Dis net geleen, al sy goed is geleen. Hy het niks gehad nie. Daar's die prentjie. Jesaja 53 vers 1 tot 3. Het julle geweet? Jesaja 53 moet jy maar memoriseer, want Jesaja 53 is een van die hoofstukke wat die Jode nie kan lees nie. Hulle het hom nie eers, hulle verstaan hom nie. Hulle kyk hoe hulle sien hom nie. Alright. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, dat ons oor van hom sou gehad het nie. En geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Ek wil nie soos hy wees nie. Maar nou sit daar, in die kerk, en die kerk beweeg, yes, ek weet ek wens ek te ministry soos daai ou gehad. Ons moet pas op daarvoor julle. Ons almal is skuldig aan. Ek was ook. Ek kon nie gou genoeg by sekere ouens se teaching uitkom nie. En maak nie so, en ek weet ek was nog jonk in die Here, ek het heroes nodig gehad in die geloof. En dit is so, ek lees nog steeds Generals of the Five. Daai ouens is my heroes, maar dis nie God nie. Ek het eerbied vir hulle, nou dat ek mature raak, vir wat hulle self voor neergelê het. Maar ons moet pas op, yes, ek moet nou, kyk hoe lyk hy, kyk hoe lyk hy kerk, ek moet daar. En daar is niks verkeerd met dit as op sigself, maar ons moet pas op, as 'n baie fyn lyn. 'n baie fyn lyn. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat sê, ek ken hom nie. Hulle het gemaak of hulle hom nie ken nie. Hulle het hom, ek ken hom nie. Maar was jy nie saam met hom bedien nie, ken hom nie. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Dis 'n profesie. Alright, Jakobus 2 vers 6, kom ons maak klaar. Maar julle het die arme man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbank gesleep het, daai jare daar, as jy mense geld geskuld het, dat jy sommer op straat kom arresteer. Daar was nie protokol nie, jy het nie eers 'n lasbrief gekry en daai nie, hulle vat jou sommer net daar, dis hy. Dan gryp hulle hom aan die skouers, tronk toe met jou, dis hoekom hy het so skryf nie. Is dit nie hulle wat julle voor die regsbank gesleep nie, hy was gesleep, soontoe, fisies. Alright. Is nie ryk is. Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie, luister gewees. Ek moet nou baie versigtig wees hoe ek hierdie stel. Jy kan nie 'n kerk bou om mense happy te hou nie. Want sodra jy dit doen, is daar sekere mense in daai gemeente wat nogal wel af is. As jy iets verkeerd sê, kan dit die finansies van die kerk beïnvloed.
Nou staan daar. Pas op. Daai mense het nie eens die vrees van die Here nie. Jy luister vir mense, jy slaan mense ag wat nie die vrees het van die Here nie. O, die worship's bietjie hard. Wat se nuwerwetse liedjies soos die. Hulle het nie agting vir God nie. Imagine Jesus altyd staan met op by bankie lê met die oor hom. Dis jou Jesus. Dis wie jy voor moet eer hê. Mens neem mense in ag. Ek en Dylan sit daar agter, ons het 'n decibel ding wat ons wil check, ons wil nie die mense se ore doof maak nie. Verstaan jy? So ons moet mense in ag neem. Maar mense wat baie ouens, baie predikers luister vir mense wat nie eers die vrees het van die Here nie. Kan nie vir sulke mense luister, nie vrees van die Here nie. Hulle slaan nie ag op God eerste nie. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te men, wat vir 'n omgekoop geskenk die skuldige, ek het nou Jesaja hier ingesit, die omgeskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. So, in konteks daar sê ek hierdie daar om vir jou te sê, ons moet regverdig wees. Daai eerste deel wil ek eintlik nie insit nie, maar dit is wie die hele skrif is. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne dan daarna, vers 23. Wat vir 'n omkoop geskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. Reg en geregtigheid gaan ek en jy eers sien met 1000 jaar vrede, vrederyk, maar wie jou wat onregverdig veral in die kerk teenoor mense is. Ek gaan nou niks verder daaroor sê. Vers 7, wanneer jy mense sleg behandel, laster jy God. Edele naam, die naam bo alle name, Yahweh, Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. So, wanneer jy mense seermaak en onregverdig behandel, belaster jy die edele naam, die naam van alle name. Praat van Christelike konteks. Hy praat ook van Christen konteks hier. Dis in die kerk, onthou jy, hy sê van in die sinagoges, in die sin, nou moet jy nie opkyk na mense nie, pas op, en jy moet mense regverdig behandel. Dis wat die hele storie in konteks is, want anders te belaster jy die edele naam van God, want ons verteenwoordig God. Die kerk verteenwoordig God. Die koninklike wet. Jakobus 2:8. As julle ewenwel die koninklike wet volbring, ek gaan nou nog steeds die storie aan, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dis die koninklike wet. Jou naaste lief hê soos jouself. Dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie, as jy nou nie egbreek, jy mag doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Jy mag, Levitikus 19:18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Hoekom koninklik? Eerstens, dis vanoggend 4:00. Eerstens, dit is deur die Here gegee, dis hoekom dit die koninklike wet is, die Here gee dit. Tweedens, Romeine 13:10 sê, nie daai nie, dis woord autocorrect, liefde is die vervulling van die hele wet. En derdens, deur die wet te onderhou, maak het jou 'n koning. Haat maak jou 'n slaaf. Onthou dit. Eerstens, God het so gesê. Tweedens, die liefde bring die hele wet in vervulling. Derdens, deur die wet te onderhou, maak het jou 'n koning, anders is jy 'n slaaf vir haat, partydigheid, whatever. En hiermee maak ek klaar.
Ek het nou geweet, ek gaan nie vandag kans hê om daaroor te praat nie, en nou volgende week, Vrydag, praat ons oor die barmhartige Samaritaan, en die wat nog nie my preek oor gehoor het nie, gaan dit die eerste keer hoor, en as jy dit al gehoor het, is goed om dit weer te hoor. Okay. Jakobus 2 vers 12, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel, die barmhartige Samaritaan. En jy het dit ook nog nooit in jou lewe so gehoor nie. En dis waar ons nou volgende week praat. Vlyt, my storie is uit. Op die einde van die dag, kom ons vat gou saam. As iemand met goue ringe in die kerk instap, 'n neusring, ring, ons moet niemand voortrek nie, ons moet nie partydig wees nie. En hy praat nie net ryk en arm nie. Hy praat ook slim en dom. Ja. Jy kan nie in hierdie gemeente praat as jy nie ten minste soveel grade het en in die konteks van die en die milieu van daai nie. Ons moet versigtig wees wie preek waar, verseker. Maar jy moet nie neerkyk op jou broer wat gering is nie. Ek het al baie sulke toetse gedryf in my lewe. Baie. En dan moet ek repent. Ek sien nou, ek sê een keer op 'n mighty man, as daai ouwe pastoor is, wil ek nie 'n pastoor word. Hey, ek moet daai ouwe drukkie gaan gee, hoor. Ja, ons almal doen dit, né? Ons almal doen dit. Alright. Daar sê, het julle verstaan wat ek vandag sê? Is eintlik 'n baie skinder, al daai tipe goed, witchcraft, al daai dinge, luister jy? Ons moet die Here vra vir sy genade. Ons moet groei in die Here. Ons almal moet groei in die Here. Ons almal moet hierdie pad van heiligmaking stap. Ons almal moet sekere goed neerlê. Ons almal moet. Ons almal het issuetjies. Ons almal het al geskinder. Is iemand wat nog nie geskinder het nie? Well done, Anastasia. Well done. Okay. Al wie nog nie geskinder het nie, is daai pragtige meisiekind van jou, want sy het nog nie kans gehad nie. Nee, sy het nog nie, kyk, sy het nog nie. Ons moet onskuldig wees soos kindertjies, né? En ons, al hoor jy iets slegs van iemand, né? Al hoor jy iets slegs van iemand, behandel daai persoon goed. Behandel daai persoon goed, al verdien daai persoon dit nie. Dis wat die Here wil hê ons moet doen, né? Amen. Amen. Dankie Here, ons loof en ons prys U naam. Dankie vir vandag. Dankie Here dat U die naprediker sal wees. Dankie dat ons almal is U disippels en ons wil groei in U. Here, gebruik ons. Here, maar ek weet U kan ons slegs gebruik as ons liefde het vir mense. Want as ons nie gaan liefde hê vir mense nie, gaan ons daar uitgaan, ons gaan baie skade maak en seer mense. Ek wil hierdie gebed onderbreek en vir julle net een ding sê. Wanneer ons daai 3 Woensdae gaan doen en ons gaan praat oor bevryding, die demonies en al daai tipe goed, begin ek deur die skrif te gebruik wat Jesus sê of die profesie oor hom. Hy sal nie eers 'n geknakte riet breek nie. En ons breek die riete. Ons knak hulle sommer. Vader, mag ons nie geknakte riete breek nie. Mag ons nie eers die riete breek nie. Mag ons net gelei word deur die Gees. Vader, en ek weet, iets vir een ding kwaad geraak in die lewe, en dis trots en hoogmoed. Vader, mag ons nie daar wees nie. Here, werk ons almal, wees ons genadig, Here. Help ons om beter te word as wat ons gister was. Ons eer U naam. Amen.